welkom by Cider Parel Gemeente. Dis weer tyd vir bazaar en ons gaan die 6de Maart sommer lekker saam feesvier en kuier. Net na 11 kom Kortrui se koor ook weer by ons sing in die saal en jy is uitgenooi, nie net om by te woon nie, maar ook om deel te neem. So as jy nog nie het ons vraelyste op WhatsApp uitgestuur oor wat 'n uur of uur en 'n half jy kan kom help en jy kan gerus nog daai vraelyste invul. As jy enigiets wil skenk, kontak gerus die kerkkantoor en kom laai dit daar af. Ons sien uit om almal daar te sien. En dan wil ek jou sommer herinner, of dalk weet jy glad nie daarvan, as jy kinders het wat uit die doeke uit is, daar is kleuterkerk beskikbaar vir hulle en hulle kan al direk aan die begin van die diens gaan. Hulle hoef nie te wag soos die laerskoolkinders wat eers na die kindermoment uitgaan nie. Daar is kleuterkerk as jou kind uit die doeke is. Drakenstel is ons gemeente se nuwensgewende organisasie en dit is 'n voertuig waar jy kan skenkings maak vir ons gemeente se welwillendheidsaksies. So een van die voorbeelde is dat ons by ons SOS Klap met Sop kombuis in Januarie vir 559 mense van kos voorsien het en 71 kinders ook nog daarbey. So die werk wat Drakenstel doen maak 'n fisiese verskil in ons omgewing. So as jy 'n donasie wil maak, kontak gerus die kerkkantoor of praat direk met Madeleine. Al die inligting is ook in ons Sondagblaadjie en op die WhatsApps uitgestuur. Ons weet dit is naby aan die einde van die finansiële jaar en as jy dalk 'n paar rand het om te skenk en belastingvoordele daarvoor wil kry, hier is die voertuig vir jou. En laastens wil ek jou herinner aan ons aanddiens elke Sondag 6uur en na afloop van die aanddiens is ons Collide groepe. En dan is daar ook jong volwassenes, maar Wieke sal self iets daaroor sê. Geniet vandag se erediens. Welkom by jou Cider Parel aanlyn erediens. Dis 'n voorreg om weer 'n bietjie saam met julle tyd te kan spandeer. Daar is wil ek regtig vra dat jy ervaar dat die Here ook daar is saam met jou. Dis sal weet dat jy welkom is om hierdie kort tydjies om te spandeer. As jy by die huis is of in jou kantoor is, wil ek jou uitnooi om saam met ons te bid. As jy bestuur, asseblief kon jy ook oop maak nie. Maar kom ons bid en dan vra ons vir die Here om ook in hierdie tyd in die skrif besig te wees saam met ons te wees. Here, dank vir die voorreg wat ons het om online netwerke te kan gebruik om te hoor wat dit is wat op die hart is. Here, ons is so geneig om ons ore te gebruik en ons oë te gebruik, maar so nou een ding is dat ons nie altyd meer goed is nie, is dit die uitvoer daarvan, die execution daarvan. En my hart vandag, Vader, is dat ons iets hoor van ons verantwoordelikheid ten opsigte van hoor en doen, maar terselfdertyd ook besef dat U soveel meer vir ons verwag en ook soveel meer van ons wil hê, omdat U so lief is vir ons. Dank vir U liefde, dank vir U goedheid, dankie dat ons kan weet dat U hier is. Amen. Dis my altyd interessant as ons begin gesels oor Jakobus, want Jakobus, die boek van Jakobus is nie 'n dark horse soos hulle sê nie, maar dit is tog terselfdertyd vir my amper 'n riglyn. Dit is amper so asof as ons glo dat Jakobus moontlik die halfbroer van Jesus sou kon wees, so amper asof hy iets gemis het in sy lewe en nou wil seker maak dat almal weer by die boodskap hoor, seker is van dit wat hulle hoor en seker is dat hulle doen dit wat hulle hoor. Ek dink een van die moeilikste goed vir ons altyd is om tot uitvoering te kom. Ek weet nie van jou nie, maar dit is my lekker om goeie preke te luister, maar ek wens partykeer op die einde van die preek wil iemand net sê, okay, maar hoe nou? Hoe moet ek doen? Hoe vaak moet ek doen? Dit klink so eil. Maar aan die ander kant van die muntstuk voel ek ons moet ook daar 'n bietjie tyd gaan sit en dink oor wat is hierdie wat? Ek wil die vraag vandag vra en begin om te sê, as ons sê in Jakobus staan daar in 1 Jakobus of Jakobus 1, so vanaf vers 19 tot 27 is die perikoop wat ons gaan hanteer vandag en dit begin nogal op 'n interessante wyse, maar dan is nog 'n gedeelte binne wat gaan oor hoor en doen. En ons beeldspraak gebruik maar hoor en doen. Amper hierdie opdrag van dat jy moet uitvoer wat jy gehoor het. Ons gaan nou daarop gaan fokus in die skrif. Maar ek wil begin deur 'n vraag te stel oor wat is dit wat jy weet? Wat weet jy? As jy 'n rugby speler is, weet jy moet rugby speel, so jy gaan nie met cricket klere opdaag by 'n rugby wedstryd nie. En as jy 'n hokkiespeler is, gaan jy nie met 'n netbalbal opdaag by 'n hokkiewedstryd nie. En as jy 'n CA is, gaan jy nie met 'n groot argitektuur tekenbord opdaag nie, want jy weet wat van jou verwag word. En ek wonder baie keer of in ons geloof ons nie genoeg tyd spandeer op daai deel nie, maar
Genoeg oor dit, kom ons kyk wat sê die skrif. 1 Jakobus. Vir die ouens wat Engels Bybels het, dis the book of James. Ons lees vanaf vers 19, Jakobus 1. My liewe broers, dit moet julle in gedagte hou. Elke mens moet maar te gewillig wees om te luister, nie te gou te praat nie, nie te gou kwaad te word nie. 'n Mens wat kwaad word, doen nie wat voor God reg is nie. Ek dink die Engelse vertaling sê slow to anger. Doen nie wat voor God reg is nie. Daarom moet julle al die sedelike vuilheid en ongeregtigheid opruim wat so wellig tier en ootmoedig die woord aanneem wat God in julle geplant het. Want die woord kan julle red. Julle moet doen wat die woord sê en dit nie net aanhoor nie. Anders bedrieg jy julleself. Iemand wat altyd net die woord aanhoor en nooit doen wat dit sê nie, is soos een wat in sy gesig in 'n spieël kyk. Hy bekyk homself, gaan van die spieël af weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Maar iemand wat hom verdiep in die volmaakte wet wat 'n mens vrymaak en hom daaraan hou en nie vergeet wat hy hoor nie, maar dit doen, hy sal gelukkig wees in wat hy doen. En dan kom die interessante strofie aan die onderkant. So, as iemand dink, hy is godsdienstig, maar hy hou nie sy tong in toom nie, dan bedrieg hy homself. Sy godsdiens is waardeloos. Egte sy godsdiens voor God, die Vader, is om weeskinders en weduwees in hulle moeilike omstandighede by te staan en om jou skoon te hou van die besmetting van die wêreld. Dit is eintlik so 'n ryk stuk teks. 'n Mens kan dit in 4 preekreekse oor dit hê. En ek wil vra of jy die begin neersit. Dis Jakobus begin vanaf vers 19 om so 'n bietjie van 'n wakker maak les vir ons elkeen te gee. Sê hoor jy, ons moet 'n bietjie kyk, ons praat met mekaar. Want as ons sê die middelste deel is vir ons belangrik. Een wat net die woord aanhoor en nie doen nie, is iemand wat in 'n spieël gekyk en vergeet het hoe hy gelyk het en net verbyloop. En Stefan Joubert se een vertaling gebruik hulle die voorbeeld van iemand wat sy hare kyk in 'n spieël en dit nooit reg maak en net weg van hom vergeet het dat sy hare die mekaar was. Jy sien, die interessante deel hierso vir my altyd is die Jakobus sê die hele tyd dat ons moet by die skrif hou. Hy sê bly getrou aan die woord. So die eerste ding wat van ons verwag word is die wat is vir my belangrik. Dis baie maklik om sê ons moet getrou bly aan die woord, maar lees ons die woord. Jy kan getrou bly aan die woord as jy weet wat daar binne staan. So die heel eerste stop wat ek wil maak vandag is om te sê, en hierdie teks spreek verskriklik hard tot my oor die manier hoe ek praat met mense, die manier hoe ek optree wanneer ek kwaad is, die manier hoe ek my eie emosies en nie meer beheer, maar terselfdertyd is daar onus op my oor hoe baie tyd spandeer ek in die skrif? Weet ek wat die skrif van my verwag? Of gaan ek net aan en sê, ja, ek weet, ek is sieu. Ek maak of ek weet. Die tweede ding wat aan gebeur is, dan kom hy en dan sê hy sê, hou by die skrif en doen wat die skrif vir jou sê. En dan gaan hy verder en sê, maar een wat net gehoor het en dit nie uitvoer nie, en dan begin die beeldspraak. Jy sien, dis waar die probleem inkom. Ons is geneig, en ek self is geneig, om passiewe luisteraars te wees. En dit veroorsaak dat ons passiewe doeners ook raak. Daar is die geheim in die Afrikaanse klas, wat ek nooit sou verstaan nie. My Afrikaanse juffrou sê, hierdie kyk oor van asweging, ek sê regtig jammer, maar sy het die aktiewe luister projekte gehad, en dan het ek die goed gekyk en gegaan, waarmee is jy besig? I don't get this. Maar is iets van 'n aktiewe luister, 'n aktiewe hoor, wat jou oproep tot 'n aktiewe doener. Aktiewe luister sê, ons lees Romeine 12, wat sê, hier's riglyne vir 'n Christelike lewenstyl. Dis hoe ons mekaar moet hanteer. Ons lees Galasiërs 5 oor die vrugte van die gees. Ons weet waarmee dinge van die vlees om besig hou, en ons weet waarmee dinge van die gees om besig hou, maar in plaas van om dit net te lees, gaan maak ons eintlik daadwerklike veranderings in ons lewens. En so asof Jakobus wil kom om dit vir ons maklik neer te sit, begin hy sommer met 2 klein, soos die Engelse sê, tips. So ek het 2 klein voetnotas om mee te begin, om te sê, hoorie, kom ons begin sommer net met die manier hoe julle praat met mekaar. Kom ons begin met die manier hoe ons praat met ons mans, ons vrouens, met ons kinders, met ons vriende, met ons werkers.
Kom ons begin met daai manier, want deur dit ras uit te leef en Christus te wys vir mekaar, daardeur sal hulle ook vir Jesus leer ken. En dan gaan hy verder in die teks, en dit is nou waar die interessante deel kom, as iemand dink hy is godsdienstig, maar hy hou nie sy tong in toom nie, bedrieg hy homself. Jy sien die beeldspraak hier, net voor dit vanaf vers 22 gaan oor hoor en doen. Hoor en doen. So menende, iemand het vir jou iets gesê, en jy moet dit van uitvoer. Die skrif het vir jou iets gesê, Jesus het vir ons iets gesê. Daar's geleenthede waar die disippels vir Jesus vra, leer ons hoe om te bid, en Jesus leer hulle hoe om te bid. Hulle moet dit gaan toepas. En dan kom waarsku Jakobus ons oor ons tong. Die ding wat jy juist gebruik wat ander mense hoor. So hierdie is 'n baie kort boodskap vandag, en die een ding wat ek hiermee wil los is, wat doen jy met dit wat uit jou mond uitkom, sodat die persoon wat dit ontvang aktief kan luister en 'n aktiewe diener kan wees. Nou dit is maklik om hier te sit en amper ek opdragte uit te deel vir myself en vir almal van ons. Maar die lewe is nie altyd so eenvoudig nie. Ons raak kwaad, ons raak geïrriteerd, ons raak frustreerd. Daarom skryf Paulus in Romeine 12, so ver dit van julle afhang, lewe in vrede met alle mense. So ver dit van julle afhang. Daar word nie van jou verwag om hierdie ongelooflike, fenominale, nommer 1 ster gelowige te wees nie. Daar word van jou verwag om te luister na dit is wat God se hart is, en dit uit te voer. En dan sluit Jakobus die teks af om te sê ons moet vir die weduwees omgee, vir die mense wat arm is. Jy sien, in die fout wat ons baie keer maak, en iets wat ek vir baie lank in my lewe gedoen het, is ek het die fout gemaak om net te dink weduwees en alles, maar ek ken nie weduwees nie, wie ken uit my oë, ek ken so 1 of 2 weduwees. Ek ken so 1 of 2 kinders wat swaar kry, weeskinders, miskien 1 of 2. Maar ek dink ons moet begin breër dink hieroor. Die weduwees is mense wat dalk in verhoudings is en stief hanteer word. Dis dalk vriende en familie van ons wat alleen is. Die verwysing daarna is om alleen te wees. Die weeskinders staan mense wat nog nie vir Jesus ken. Hoeveel mense in jou nabye omgewing het nog nooit van die Here gehoor nie, of het nog nooit by jou gehoor? Wat is die waarlike hoop wat in jou leef nie? En dit is nogal interessant, en ons lees baie dat Petrus ook sê, dat ons reg is om 'n getuienis te gee, om 'n antwoord te gee van die hoop wat in ons leef. Miskien is die manier hoe Jakobus vir ons wil wakker maak van die weduwees en te sorg vir die weduwees, sorg vir die weeskinders. Ons het honderde, duisende kinders al buite wat nie ouers het nie. Dalk is jy in 'n vriendskap met iemand wat nie die geleentheid het om 'n ouer te wees vir sy kind nie, omdat hy te ver weg werk. En dis so rof soos wat ek dit nou sê. Ek het die voorreg om te klomp tieners te werk. En een van die hartseer voeters is as ek regtig kyk na die hoeveelheid tyd wat ouers en kinders kry om saam te spandeer as gevolg van wêreldsinvloede. Miskien is jy daai oom of tannie wat by 'n cricketveld staan en jou pel kan nie daar wees nie want hy het 'n werksverpligting oor see. Maar wil jy nie op daai oomblik vir die kind 'n ouer wees nie? Miskien oorweeg jy daar waar jy sit om aan te neem. Wil jy nie na die kerk toe kom en met ons kom gesels oor nie? Miskien sit jy daar en jy dink, maar ek kan nie, ek het nie die means nie, ek het nie die geld en die tyd om hierdie behoefte aan te spreek van die wêreld nie. Maar Jakobus sê ons moet doen dat die woord sê, en die woord sê ons moet mekaar regtig lief hê en ondersteun, en ons moet ons naastes verskriklik lief hê. Dan wil ek jou vra, dalk moet jy net langs jou kyk en om jou kyk, waar is God besig? Wie is die mense wat hy langs jou pad gebring het om voor om te gee? So 'n paar ander terug, by ons GR-vergadering lig Karl Baart 'n ding uit. En Karl, ek wil sommer vir jou dankie sê daarvoor. En bring hy net weer die verhaal van die barmhartige Samaritaan na vore. En hy laat val en hy sê, daar's soveel mense verbygeloop. Miskien moet ons die persoon wees wat stil staan. Ek wil jou uitdaag in hierdie week. Wanneer jy in die oggend in die spieël kyk, en ek hoop jy doen, om daai slaap uit jou oë uit te vee, om jou hare reg te trek, wil ek jou vra om regtig te onthou wat dit is wat Jesus vir jou gedoen het. Ons elkeen het ons verhaal, ons elkeen het 'n storie, en as jy nie een het nie,
gaan probeer stil raak en uitvind wie hierdie Jesus is waaroor almal praat. Ek wil 3 goeders op die tafel neersit. Ek hou daarvan om 'n how-to te hê. So in die lewe van vandag is daar gewoonlik die vraag hoekom, waarom, wat. So ek wil jou uitdaag. Eindige 'n dag met wat van vandag kon ek beheer? Wat 'n situasie kon ek beheer wat totaal en al in my mag was om 'n wag voor my mond te sit, om dalk iemand nie kwaad te hanteer nie, of dalk iets goeds te kon doen? Wat van dit kon ek hanteer? Wat was regtig in my magte? En die tweede vraag vir jouself vra is, wat is buite my beheer? Wat kon ek glad nie beheer nie? Ek kan jou daar 'n bietjie help, jy kan nie beheer hoe ander mense optree nie. Jy kan wel beheer hoe jy reageer. So wat kan jy beheer, wat kan jy nie beheer nie? En dan die laaste ding, so wat moet ek verander om môre beter te wees vir myself en op 'n free koninkryk? Ek hoop hierdie is 'n uitdagende boodskap vir jou soos wat is vir my. En ek hoop regtig jy het 'n ongelooflike week wat voor jou lê. Mag die Here jou seën. Kom ons sluit die oë. Here, dankie dat U ons oproep tot 'n lewe om anders te wees. Anders te wees en om te leef as mense wat nie net hoor nie, maar ook doen. Om te leef as mense wat 'n getuienis het, 'n getuienis van 'n God wat ons oneindig liefhet. Help ons met die wêreld se hekkies te oorkom, om nie kwaad met kwaad te vergeld nie, Here, maar wag voor ons mond te sit as ons praat, Here, maar ook om ons oë en ons harte oop te hou vir die wees en die armes en die behoeftiges om ons. En nie net vas te kyk na dit wat die wêreld sê arm en wees is nie, maar om te kyk na wat U hand en U goeie is. Gee ons daai 1 uur in 'n week om stil te raak en die skrif te vat, om te lees en te sien wat dit is wat U van ons verwag. Dankie dat U nog altyd daar was. Dankie dat U ook nou by ons is. Dat U altyd daar sal wees. Amen. Ook 'n ongelooflike dag.